Die lig is vir elkeen van ons gebore. Die lig het vir elkeen van ons gekom. Mag ons weet dat wanneer ons hierdie jaar afsluit en 'n nuwe jaar binne gaan, die lig ook saam met ons gaan. Baie welkom aan elkeen wat ingeskakel is vanaand by ons oujaarsdiens. Mag jy sommer net met hierdie geleentheid ook beleef vir die Here saam met ons hierdie jaar afsluit, maar ook saam met ons die nuwe jaar binne gaan. Vir ons kom verseker dat hy dieselfde bly, selfs al verander ons, selfs al verander ons omstandighede, selfs al verander die dinge rondom ons, hoe dit lyk, hoe dit gedoen word. God is steeds daar. Hy is steeds dieselfde, hy is ons steeds dieselfde liefdevolle, genadige God, wat ons elke dag in ons lewens ontmoet en leer ken. Mag ek en jy sommer net vanaand iets beleef, iets besef van God se genade, sy liefde, wat steeds vir ons 'n waarheid is. Mag ons uitsien na die nuwe jaar, nie omdat daar nog steeds COVID gaan wees nie. Mag ons uitsien na die nuwe jaar, omdat God daar is, om ons te dra, om ons te lei, om ons te verseker, dat hy die beste vir ons weet. Dat hy in beheer bly, selfs al voel dinge buite beheer. Ons sou vanaand oorspronklik in die kerkgebou by mekaar gekom het, maar weens die vlak 3 inperking kan ons ongelukkig nie by mekaar kom nie. Ons sou nagmaal ook gebruik het binne die kerkgebou, maar soos het ons hier in die gemeente alreeds gesê het, gebruik ons nagmaal wanneer ons by mekaar kan wees, fisies by mekaar kan wees. Daarom sal ons sodra ons weer fisies in die kerkgebou by mekaar kan wees, weer nagmaal gebruik, sal ons vanaand die nagmaal uitstel vir eers. God se woord is uiteindelik ook die belangrikste. En sy nagmaal, die doop, die sakramente, is op die einde van die dag dit wat dit aanvul en vir ons soveel meer van 'n waarheid, realiteit, 'n teken kom maak in ons lewens. Dan mag jy vanaand met hierdie oujaarsdiens, hierdie laaste diens van hierdie jaar, sommer net God beleef. Jy mag jy weet dat hy saam met ons elkeen is, dat hy deur sy woord vir ons kom verseker, dat hy ook saam met ons die pad stap. Voordat ons enigiets verder gaan doen, kom ons sit net eers so, en dan word ons stil voor die Here. Ons Here en Hemelvader, dankie dat ons by mekaar kan wees, al is ons nie fisies by mekaar nie, dankie dat ons by mekaar kan wees en saam met die jaar kan afsluit, saam met die woord uit kan lees en kan hoor wat U vir ons daaroor of daaruit wil kom sê, Here. Wat U met ons wil kom deel oor dit wat die afgelope jaar gebeur het, Here. U ken elke ding wat met ons gebeur het, U ken elke ding wat in ons harte beleef het en ons gedagtes beleef het. En Here, U weet presies wat die toekoms ook vir ons inhou. Here, daarom kom ons na U toe en ons vra dat U ons sal kom omhels vanaand en ons sal kom verseker dat U naby is, Here. Ons sal kom dra in die nuwe jaar wat voor lê, Here, sodat ons kan uitsien daarna met verwagting, met hoop. Dieselfde hoop wat U aan die kruis vir ons so oorvloedig ook gebring het. Mag ons vanaand regtig net op U fokus, daar waar ons voor die televisie sit, daar waar ons voor ons fone sit, voor ons tablets sit, ons iPads, wat dit mag wees. Here, mag ons regtig net daar sit en besef dat dit nie gaan oor die ding waarop ons kyk of die manier waarop ons luister of die een wat die woord bring nie. Maar dit gaan oor U, Here. U wat deur die woord spreek tot ons harte, tot ons lewens. Seën ons daarin, Here, seën ons in die aanhoor van die woord en lei ons sodat ons dit kan gaan uitleef in die wêreld ook daar buite. Help dat ons die ou jaar sal afsluit, Here. Nuwe jaar sal ingaan met volle moed, volle krag, omdat U dit vir ons gee, vir ons moontlik maak, ten spyte van die dinge rondom ons. Dankie dat ons dit kan bid, kan vra, alles in U wonderlike naam alleen. Amen. Vanaand groet die Here ons ook dan as sy kinders. Genade, vrede vir jou van God ons Vader en Jesus Christus sy Seun, deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Amen.
Ons skriflesing kom vanaand uit Job 33 vers 1 tot 13 gaan ons saam lees. Luister na my Job, luister wat ek sê, ek gaan nou praat, my woorde lê al op my tong. Ek gaan reguit praat, ek gaan eerlik sê wat ek weet. Die Gees van God het my gemaak, die asem van die Almagtige het my die lewe gegee. Antwoord my as jy kan, maak jou klaar om my teë te staan. Voor God is ek en jy gelyk, ook ek is maar net uit klei gevorm. Ek wil jou nie die skrik op die lyf ja nie, ek sal dit nie vir jou moeilik maak nie. Ek het jou met my eie ore hoor sê, hier waar ek dit gehoor het jy gesê, ek is onskuldig, ek het nie oortree nie, ek is rein, ek het nie gesondig nie. Tog soek God fout by jou, beskou hy my as sy vyand. Hy behandel my as 'n gevangene, hy hou elke voetstap van my dop. Ek sê vir jou, hierin is jy verkeerd, God is meer as die mens. Waarom beskuldig jy vir God? Hy hoef nie vir jou rekenskap te gee van sy dade nie. Tot sover lees ons vanaand saam. Ek dink in 'n tyd soos hierdie, na 'n jaar soos wat ons beleef het, is daar geen meer gepaste verhaal as die verhaal van Job om vanaand ook saam te kan lees nie. 2020 het vir baie van ons soos 'n Jobjaar gevoel. Vir baie van ons soos Jobs laat voel as ons dit so ook kan stel. Aan die begin van die jaar het ons uitgesien na dit wat voor lê. Ons het baie doelwitte gehad, planne gemaak wat ons in die jaar wou uitvoer. As ons eerlik met onsself moet wees, het ons baie min hiervan kon uitvoer, kon doen, indien ons enige daarvan kon beleef en kon bereik het. Min van ons kan terugkyk en sê, ek sou graag weer 'n jaar soos 2020 wou gehad het. Vir baie van ons voel die grootste deel van die jaar soos 'n blur, asof dit net verbygegaan het en ons nie regtig weet wat gebeur het nie. Asof ons nie eintlik geweet het waar in die tyd gegaan het nie. Vir ander van ons voel dit asof dit 'n morsjaar was, asof daar 'n reset knoppie nodig is sodat ons weer oor kan begin met die jaar. Vir nog ander van ons voel ons lewens na hierdie jaar soos Job se lewe. 'n Jaar waarin ons begin het met so baie planne, so baie doelwitte, baie hoop. En in 'n oogwink is dit alles van ons gestroop. En dit is hier waar God vir my en vir jou vanaand ook wil kom ontmoet. Aan die einde van hierdie jaar wil kom ontmoet en kom omhels. Want soos wat Job so baie gehad het en dit in 'n oogwink van hom al weggevat is, so het ek en jy ook dinge in ons lewens hierdie jaar gehad wat van ons af ook weggeneem is. Tot en met 23 Maart van hierdie jaar kon ons nog vrylik rondbeweeg, mekaar eintlik besoek wanneer ons wou en soveel ons wou. Kon ons 'n groot groepe by mekaar kom, het sy dit by 'n bazaar was of by 'n sokkie was, 'n musiekgeleentheid, 'n kamp was, 'n soortgelyke geleentheid was. Hier by die kerk was. Ons kon mekaar druk en seker is van ons kon mekaar soen. Ons kon mekaar besoek by die huis, by die hospitaal. Ons kon saam met mekaar bly, saam in tye van hartseer, ook mekaar troos. Ons kon gewaag het om met 'n vuil hand nog aan ons gesig half te vat, om dit af te vee dalk, of iemand te groet met 'n vuil hand. Maar nou kan ons dit nie eens waag om aan enigiets te vat, want in ons hande nie eens vuil lyk nie. Ons kon die strand besoek, vakansie gaan hou soos ons wou. En so kan ek nog lank aangaan, nog 'n klomp voorbeelde noem van dinge wat ons kon doen tot en met 23 Maart en nou nie meer kan doen nie. En skielik toe verander hierdie jaar. 27 Maart het die dag gemerk waarin ek en jy ons almal in lockdown in moes gaan. Ingeperk moes voortgaan met ons lewens. 'n Inperking wat oorspronklik 3 weke sou duur, toe nog 'n paar weke, toe nog 'n paar maande. Nou trek ons al amper by 'n jaar. Baie besighede het ondergegaan, sommiges reeds aan die begin van lockdown en ander eers later. Talle mense het hulle werk reeds verloor. Ander het familielede verloor, vriende verloor. Ons kerkgebou wat was gesluit, is oopgemaak binne die beperkings. En nou is dit weer gesluit, as gevolg van 'n toename, ook in die getalle. Ons sien hoe baie mense sielkundig, emosioneel, fisies, al hoe meer struikel.
Hoe baie sy geestelike lewe agteruit gegaan het, omdat daar soveel energie en ander dinge ingesit moet word. Omdat die aandag noodgedwonge verskuif moes word. Al daardie dinge wat ons so seker van was, is nou vir ons onseker. Planne wat gemaak word, het nou uiteindelik iets geword wat nie definitief is nie. Iets wat of 'n definitief hier en daar is, 'n miskien is, of 'n glad nie is nie. Daar is soveel dinge wat nog by hierdie lys gevoeg kan word. Soveel wat elkeen van ons in ons eie persoonlike lewens ervaar het, apart van kan getuig. Dit was 'n moeilike jaar gewees. Was 'n jaar vir groot opofferings gewees. Jaar vir dinge anders doen, 'n jaar vir verandering, 'n jaar vir vinnig aanpas op 'n weeklikse basis. 'n Jaar waarin daar baie van ons al weggeneem is, het dit fisies was, emosioneel was, en ons gesondheid was, en ons geestelike toestand was. Dit is 'n moeilike jaar. Ons is uitgeput. Ons voel dat ons nie self meer altyd lekker weet wat om met onsself te maak nie. Ons soek antwoorde en wil dat iemand anders namens ons amper op 'n manier praat. Want ons is te moeg om dit self te doen. Ons voel sommige dae te swak, te onseker. Ons wil hê dat iemand vir ons die uitweg moet bring. Op 'n manier was Elihu hierdie vriend waarvoor Job amper half gevra het om namens hom op te tree, namens hom te praat voor God, sy saak te stel voor God. Om sy situasie te sien, te verstaan en uit te probeer lê sodat daar sin gevind kan word daarin. Ek dink almal van ons probeer steeds sin vind in alles wat hierdie jaar gebeur het. Maar dan skok Elihu ook vir Job hier. Hy skok vir ons as lesers ook maar 'n bietjie wat die storie ook lees en die verhaal agter Job se storie ook ken. Elihu het die woorde van Job teenoor God misverstaan. Hy het die verhouding wat God met Job het misverstaan. Hy het Job nie duidelik gehoor nie na die betekenis, na die konteks van sy woorde geluister nie. Net die klank daarvan eintlik gehoor. Elihu praat baie waar woorde, maar sy woorde pas nie by die situasie waarin Job homself bevind nie. Ons lees byvoorbeeld in vers 8 tot 9, ek het jou met my eie ore hoor sê, hier waar ek dit gehoor het jy gesê, ek is onskuldig, ek het nie oortree nie, ek is rein, ek het nie gesondig nie. Job sê nie dat hy sondeloos is nie. Hy sê dit nie soos wat Elihu aanneem en dink hy doen nie. Nee, Job weet dat hy 'n sondige mens is, dat hy van God af afhanklik moet leef en moet wees. Job weet dat hy hom nodig het in sy lewe. Maar hy smag daarna om weer eens die guns van God te geniet soos voorheen. God het vir hom amper soos 'n vyand begin voel, alhoewel dit die Satan was wat alles van Job af weggeneem het. God was steeds daar om hom te versorg. Hy was steeds daar teenwoordig om sy lewe na sy lewe om te sien en te kyk. Hy het nooit vir Job verlaat nie. Maar omdat Job alles anders verloor het, voel dit vir hom asof hy ook vir God sy seun in sy lewe verloor het. En ek dink op hierdie manier het baie van ons ook hierdie jaar op 'n punt gekom waar ons gevra het, maar waar is God? Ons vra steeds en sien steeds hoe mense vra, wanneer gaan God ingryp? Ons voel net soos Job, magteloos of ons niks aan ons situasie ook kan doen nie. Niks aan ons omstandighede kan verander nie. Slegs 'n wonderwerk kan ons omstandighede verander en nuut kom maak. My liewe vriende in die Here Jesus Christus, dis op hierdie punt wat ek en jy weer vers 4 moet lees, wat ons vanaand ook gelees het uit Job 33, wat sê, die Gees van God het my gemaak, die asem van die Almagtige het my die lewe gegee. God het vir ons die lewe reeds kom gee. Hy het ons reeds gemaak volgens sy beeld. God gaan nie ingryp nie. Hy het reeds ingegryp. God gaan nie wonderwerke doen nie. Hy het reeds wonders gedoen. Hy het reeds vir ons die grootste wonderwerk gedoen. God gaan ons nie verlos nie. Hy het ons reeds verlos. Deur Jesus Christus is hierdie dinge reeds vir elke van ons wat aan hom glo 'n waarheid. Elke dag gryp God in ons lewens, sorg hy vir ons deur sy liefde, sy genade. Laat hy ons voortleef
omdat hy ons wil gebruik binne sy koninkryk deel kom maak as sy kinders. Dis in tye soos hierdie wat ons besef dat ingryping nie moet gebeur nie, maar eerder dat God se ingryping aan die kruis die grootste wonderwerk waarvoor ons enigstens kon vra as sondige mense, reeds daardie ingryping is. Dat ons in hierdie onsekere, uitdagende tye ook daarin moet voortleef. Dat 'n nastreef van God se wil vir ons lewens uiteindelik die uitweg ook vir ons sal bied. Dit begin by God, maar die keuse is ons om deel te word van God se ingryping wat reeds vir ons 'n waarheid is. Om meer van hom te soek, omdat hy meer ook is. Ons lees in vers 6, voor God is ek en jy gelyk, ook ek is maar net uit klei gevorm. Alhoewel dit vir ons as leser reg klink en alhoewel dit ook waar is dat ons almal gelyk is voor God, is Elihu se woorde hier in vers 6 nie heeltemal in ooreenstemming met sy optrede in die res van die verhaal eintlik nie. Elihu noem homself as gelykstaande aan Job, as gelykstaande aan die res van Job se vriende, maar tog beskou hy homself as beter as die res, omdat hy reken dat hy Job se situasie verstaan, namens hom voor God kan intree. Maar God is uiteindelik die enigste een wat beter is as die res van ons. En Elihu weerspreek homself amper in vers 12 wanneer daar staan, ek sê vir jou, hierin is jy verkeerd, God is meer as die mens. Ons is almal mense gelyk voor God, hy het vir ons elkeen kom sterf en verlossing kom bring. Elke van ons is geskep deur God. Hy het die lewe vir ons gegee, ons het dit van hom af ontvang. En daarin kan ons elke dag voortleef in sy liefde, sy genade. Ons beleef elke dag sy ingryping in ons lewens. Die dag toe hy aan die kruis kom sterf het hy reeds vir ons kom ingryp. Daardeur dat hy die sonde, sy houvas op ons kom wegneem, kan ons nou as verlostes ook voortleef, uitsien na dit wat hy nog gaan doen. Dit is vir almal. Maar slegs die wat dit aanneem, deel maak van hulle hele lewe, kan uitsien na die volheid daarvan saam met God, wanneer ons ook die ewigheid saam met hom binnegaan. Dit is onmoontlik vir ons as blote mens om enigstens met God te probeer vergelyk. Hy is te wys, hy is te magtig, hy is te goed, hy is te liefdevol, te genadig, te kragtig, nog soveel meer. Ongelukkig is daar baie mense daar buite wat nie die evangelie aanneem nie, wat kies om lewens te lei waarin daar vertrou word op menslike ingrypings en wêreldse kennis, wat kies om lewens te lei waarin hulle self beter sien as almal anders. Maar Job leer vir ons dat getrouheid aan God uiteindelik vir ons die uitweg sal bring. Dat dit uiteindelik God wat reeds ingryp vir ons meer en meer sigbaar sal maak in ons eie lewens en ons eie huidige situasie ook. Dat God meer is en daarom moet ons ook meer van hom in ons lewens altyd soek. Wanneer ons besef dat God reeds deur Christus vir ons verwin het, reeds by die kruis vir ons ingegryp het, leef ons anders, behoort ons anders te leef, bid ons anders, glo ons anders, vertrou ons ook anders. Job het God geken. Daarom kon hy ten spyte van sy omstandighede volhard en weet dat God reeds vir hom sal sorg, al voel dit nie op daardie stadium vir hom so nie. Dat alles wat van hom al weggeneem is, dubbeld eintlik vir hom teruggegee sou word. God is getrou, hy is regverdig, niks wat hy doen is 'n fout nie. Daarom lees ons in vers 13, waarom beskuldig jy vir God? Hy hoef nie vir jou rekenskap te gee van sy dade nie. Ware woorde, maar woorde wat nie heeltemal inpas by Job se situasie nie. As blote mense wat baie in hierdie jaar verloor het eintlik, kan ons uitsien na 'n nuwe jaar, waarin ons opnuut ons gedagtes, ons fokus kan rig tot God. 'n Jaar waarin ons alles wat ons verloor het by God kan kom neerlê, sodat hy dit ook kan neem, sodat hy dit ook kan kom nuut maak vir elkeen van ons. As blote mense kan ons lewens lei wat spreek van sy liefde, sy genade waarmee hy ons reeds kom verlos het. Is daarin wat God se ingryping vir ons sigbaar word, maar ook vir soveel ander sigbaar word, sodat almal mag sien dat hy die God is wat ons reeds verlos het, wat reeds kom ingryp het.
wat reeds in 'n hooplose wêreld vir ons hoop kom bring het, in sy volheid. Mag ons in die nuwe jaar wat voorlê, met sekerheid weet dat ons God altyd ook met ons is. Mag ons weet dat hy sal voorsien, sal sorg wanneer ons self te swak is en sonder woorde is. En mag ons elke dag reageer op sy ingryping, sodat ons nie sal wag op sy verlossing nie, maar dit reeds sal beleef ten spyte van die dinge wat ons in hierdie gebroke wêreld ook beleef. Ten spyte van 'n wêreld wat soms godloos ook leef. Mag God ons elkeen seën as sy liggaam, sodat ons meer van hom mag leer ken, sodat ons meer van hom mag sien in ons lewens, sodat hy meer kan wees en ons minder. Skepper is van die hemel en aarde, heerser van ons lewens. Amen. Here, ons loof U, ons prys U as ons groot verlosser. Dankie vir U woord wat vir ons gebreek is weer eens vanaand, wat vir ons kom bevestig dat ten spyte van die terugslag wat ons in hierdie lewe beleef het, wat ons in hierdie jaar beleef het wat verby is, ten spyte daarvan dat ons hierdie jaar nooit weer wil oor hê, soos wat ons dit beleef het nie. Dankie dat ons kan uitsien na 'n toekoms waar daar hoop is, omdat U reeds aan die kruis vir ons kom ingryp het, Here. Maar Here, ons vra daar binne, help ons, lei ons, sodat ons dit mag gaan uitleef, hierdie ingryping wat U reeds vir ons gebring het, kan gaan leef in ons lewens, sodat ons dit meer en meer mag ervaar, sodat ons dit kan gaan uitstraal, U lig kan gaan wees, U beeld kan gaan wees, aan soveel daar buite. Here, ons wêreld lyk so hooploos, ons wêreld lyk so gebroke, in hierdie tyd veral is al baie mense wat hartseer is, wat siek is, wat gebroke is. Here, ons vra dat U genesende hand ons sal kom aanraak, Here. Dat die Heilige Gees ons sal kom lei waarmee U vir ons lewe kom gee het, ons kom vul het, sodat ons mag weet, U stap saam met ons. U sal voorsien. Op die einde van die dag sal ons saam met U in die hoop leef ten volle, wat U ook vir ons beloof. Die ewigheid saam met U, Here. Dankie vir daardie heerlikheid waarna ons kan uitsien. Dankie dat U die groot heerser is bo alles en almal anders, en dat hierdie wêreld geen mag oor ons het nie, maar dat U die enigste een is wat heers oor ons lewens. Die een wat ons kom vrykoop het, ons in staat stel om as verlostes te kan leef. Dankie dat ons vir U kan lief wees, dankie dat ons daarom met U in 'n verhouding kan staan. Dankie dat ons daarom ook kan sê, ons bid dit alles uit genade alleen. In U naam, Vader, Seun, Heilige Gees. Amen. Die Here stuur ons uit om ook nou as verlostes te gaan leef as mense wat reeds sy ingryping in ons lewens beleef, omdat hy reeds aan die kruis dit ook vir ons kom bring en kom bewys het. Mag jy die nuwe jaar 2021 binnegaan met die sekerheid dat God saam met jou dit ingaan. Mag jy weet dat jy maar mag planne maak, dat jy maar mag doelwitte hê, omdat hy daar is om jou ook daarin te lei. Want hy daar is om te voorsien en te verseker dat jy ook as sy kind daarin beskerm word. Die genade van God ons Vader, die liefde van sy Seun Jesus Christus, die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met elkeen van julle wees en julle lei. Amen.